Goeiemôre, baie welkom by kerk. Verlede naweek het daar twee interessante goed gebeur. Die een was toe duisende mense saamgetrek het in Londen, Suid-Afrikaners om te stem. Ek weet nie of jy daar was nie, maar wat 'n interessante en positiewe ervaring van mense wat saamkom met een doel voor oë om te stem. Ons is Suid-Afrikaners en ons stem. Sondag het ons Pinkster Sondag gevier, die dag toe duisende mense saamgetrek het in Jerusalem en die Heilige Gees uitgestort is. En God op 'n kragtige nuwe manier mense se lewens aangeraak het. Wat is dit vanoggend ook gaan gebeur? Dat hier dieselfde God kragtig in jou lewe gaan werk. En hierdie boodskap gaan gebruik om vir jou nie te laat verstaan wie en hoe hy is. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie dat ons mag stil word vanoggend voor U. U is 'n groot en almagtige God. Here, niks wat U doen is sommer maar net nie. U het 'n plan met elkeen van ons se lewens. En Here, waar ons nou is en wie ons nou is nie vir U vreemd of 'n verrassing nie. Maar ons bly glo, Here, dat U in elkeen van ons se lewens werk en met elkeen van ons se lewens 'n plan het en vir elkeen van ons wil gebruik op 'n kragtige manier in hierdie wêreld om vir mense te wys wat 'n groot en goeie God U is. Ons kom vanoggend om U te aanbid, want daar is niemand soos U nie, Here. Ons bid dit om U naam alleen. Amen. Ons gaan vanoggend saam lees uit Jona. Ons is bietjie in Londen en Meissen met 'n reeks besig oor Jona, om ons sommer 'n bietjie uit te daag om soos Jona ook te gaan en verantwoordelikheid vat vir mense. Vanoggend gaan ons lees Jona. Ons begin by Jona 1 vers 17. 'n bietjie agtergrond. Hoofstuk 1 is die verhaal van God wat vir Jona roep en dan hardloop hy weg, dan probeer hy so ver as moontlik van God al wegkom, want hy sien nie kans hiervoor nie. Hy beland in 'n skip in 'n storm en uiteindelik gooi die matrose hom oorboord. En dan lees ons nou vers 17. Toe stuur die Here 'n groot vis om vir Jona in te sluk. En hy was 3 dae en 3 nagte in die vis se maag. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here, sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en U, Here, het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit die gesig verdwyn, maar tog sal ek weer U heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U, Here, my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink, en my gebed het by U gekom in die heilige tempel. Die wat op nutlose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U offer bring. Wat ek beloof het, sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg. Ons lees tot sover. Hoofstuk 1 eindig met hierdie gedagte dat Jona in die water beland. Wat Jona bereid was om te sê vir die ander matrose, gooi my in die see, ek is bereid ek wil liewerste maar doodgaan. Ek gee op. Ek sien nie kans vir hierdie roeping, ek sien nie kans vir hierdie God nie. En dan is hy besig om te verdrink, lees ons hoe God 'n vis stuur wat vir Jona insluk. Wat vir Jona red, of miskien moet ons sê, Jona was so goed soos dood. En God kom en sê, nee, nog nie. Dit is nog nie die einde nie. En die interessante is dat God vir Jona red ten spyte van alles wat hy verkeerd doen in Jona 1. Dan wil ons amper sê, maar God red vir Jona en hy verdien dit nie, want as God hom roep, dan hardloop hy weg, dan sê hy nee dankie Here, nie vir my nie, dan gaan kruip hy weg, dan lê en slaap hy onder in die boot
in die storm, en is weier hy om te bid. En gee hy op mense, gee hy op sy God, gee hy op homself. En nêrens lees ons dan, dat Jona kom met 'n skuldbelydenis en sê, Here, vergewe my, ek is jammer oor wat ek gedoen het. Niks. God red vir Jona, en ons wil amper sê, al wil hy nie gered word nie. En dan selfs as Jona begin bid, dan is dit 'n erkenning. Ek was in die moeilikheid, en God het my gered. Here, dankie, U het my gered. Nie 'n Here, vergewe my, Here, ek is hierdie sondaar mens, Here, ek is so sleg. Maar dalk is dit al wat die Here soek. Dalk is dit al wat God soek. En Here, help. Here, red. Is dit nie dieselfde gebed wat die moordenaar aan die kruis ook gebid het nie? Here, dink aan my. Dis effens anders as ons kyk of ons verstaan partykeer oor hoe geloof werk. Baie keer in ons verstaan van godsdienste is dit, ek moet eers kom en my sonde bely en kom vergifnis vra, en dan aanvaar God my. Amper asof dit 'n voorwaarde is vir sy genade. Jona sê niks. Hy doen niks wat enigstens wys dat hy jammer is. Of dat hy erken dat hy verkeerd is nie. En tog red God hom. Weet julle, hierdie is vir ons 'n moeilike ding, omdat ons maar ongemaklik is met genade, want op 'n sekere manier voel genade vir ons 'n cop-out. Voel genade vir ons te maklik. Maar as ons eerlik is, dan het ons almal die heeltyd genade nodig. En voel ons miskien so, omdat ons nog nie ooit op daai punt in ons lewens was, wat ons sê, maar as dit nie vir God se genade is nie, dan het ek nie 'n kans nie. Hoekom? Hoekom is God so? Hoekom los God nie vir Jona nie? Hoekom los God nie vir ons nie? Ons afdraai paaie, en ons wegloop, en ons wegkruip, en ons ongehoorsaam wees, gaan nie maak dat God se planne skuif nie. Gaan nie God se fokus skuif nie. Sy fokus is nog steeds mense in die moeilikheid. Want God gee om. Hy gee om vir jou, hy gee om vir my. En hierdie gedagte van God wat genade het, hardloop dwars deur hierdie boek Jona. Hy het genade vir matrose in 'n storm, heidense matrose, wat gaan vergaan as God nie ingryp nie, en God red hom. Hy het genade vir Jona wat weghardloop. En as jy die boek verder gaan lees, hy het genade vir Nineve, en hy bring dit tot bekering. En die boek Jona sluit af met hierdie vraag, maar mag ek nie genade hê nie? Vra God vir Jona. Op soveel moontlike maniere probeer God sê, ek is 'n God wat omgee, wat genade het vir mense. En hierdie storie van Jona en 'n vis is eintlik maar 'n teken van God se genade. Dit is interessant, in Matteus 12 verwys Jesus self na hierdie gebeure van Jona. As hulle by hom kom en sê, gee ons 'n teken, dan sê hy, van die enigste teken wat ek vir julle gaan gee is die teken van Jona. Ons weet, Jesus was ook 3 dae in die graf, en na 3 dae het hy opgestaan. Wat vir ons as gelowiges 'n teken is van redding, 'n teken is van God, wat vir ons gaan red sonder dat ons dit verdien. Met ander woorde, die teken van Jona is dieselfde. As ons aan die groot vis dink in Jona, of is dit moontlik, is dit nie moontlik nie, die vraag wat ons eintlik moet vra, die storie gaan nie oor die groot vis nie, die storie gaan oor die groot God, wat vir ons genade het, sonder dat ons dit verdien. Wat vir Jona red, sonder dat hy dit verdien. Dis die boodskap. As ons dink aan hierdie verhaal van Jona, dan gaan dit oor 'n God wat die onverwagte, onmoontlike en onwaarskynlike doen. Wat's die grootste onverwagte en onmoontlike? 'n Vis wat mense insluk? Of die redding van iemand wat dit nie verdien nie? Ek kies die tweede een.
Want ons leer by Jona dat selfs ons dom en verkeerde keuses, wat gevolge het, nie God gaan keer nie. Selfs alles wat jy in jou lewe verkeerd doen, gaan nie vir God keer om vir jou lief te wees of jou om te gee nie. Want ons lewens is God se saak. Die grootste wonder van hierdie boek Jona is dat Jona onverdiend genade ontvang. En ons? Waar lê ons redding? Klou ons krampagtig aan God vas? Wat bring ons terug na God toe? Wat gaan maak dat jy weer vir God kies vanoggend? As God nie ingryp nie, is ons vas op die plek waar ons gekies het om weg te hardloop van hierdie God af. Is ons vas op die plek waar ons gekies het om hierdie God te ignoreer. Maar hoe gryp ons God vas? Hoe doen ons dit? Hoe kom ons terug? Ek dink die beste manier daarvoor wat Jona vir ons hier leer, is begin net bid. En dis wat Jona doen. As hy in die visse maag beland, dan val hy op sy knieë neer, as dit so kan sê, en Jona begin bid. Eugene Peterson skryf, hy sê, ons word wie ons oorspronklik bedoel is om te wees deur gebed. Jona ontdek hier onder in die visse maag dat hy sonder God nie 'n kans het nie. Dat hy eintlik maar dood is. Hy sê, het ek afgesak in die dieptes, die water het my omring, seegras was om my gedraai, ek was besig om dood te gaan. En toe red God my. En dit wat God doen, maak 'n verskil. Gaan lees weer Jona 2. Gaan kyk na die werkwoorde wat ons daar kry, van God wat my gebed verhoor, God wat hoor, God wat my raak sien, maar God wat my in die see gooi, God wat my laat gaan, maar God wat my red, en na my luister, en God wat my help. En dan, miskien hierso sê hy die heel beste, in vers 8 sê hy, vers 6, maar U Here my God het my gebed verhoor. Dat is altyd 'n maar. Maak nie saak hoe diep ek wegsink nie. Maak nie saak hoe ver ek wegbeweeg van God af nie. Maak nie saak hoeveel ek verkeerd kies nie. Dat is altyd 'n maar, as God betrokke is. En wat nog meer interessant is, as ons gaan kyk na die gebede wat Jona bid, dan kom elke gebed, elke reeltjie kom uit 'n psalm uit. So dis nie sy eie woorde nie. Dis woorde wat hy geleer het uit die psalms uit van hierdie God, oor hoe hierdie God is. Weet nie of jy al daar was nie. Dat al wat by jou opkom, dat jou moeilikheid so groot en diep is, dat al wat by jou opkom is, die Here is my herder. My God, waarom het U my verlaat? As jy regtig in diep moeilikheid is, dan sal jy presies verstaan wat dit is. Om die enigste woorde wat uit jou hart uitkom is die woorde van die psalms wat jy as kind gelees het. Wat vir jou vertel van hierdie God. En Jona weet, daar waar hy is sy eie skuld. Gevolg van sy eie verkeerde keuses. En die enigste manier daaruit is om God vas te gryp. Daar is nie ander pad nie. Want gebed is altyd daai vasgryp van hierdie God. Gebed is altyd daai reaksie op God wat klaar besig is om te werk. En vir die eerste keer op sy journey ervaar Jona dat hy veilig is. Maak nie saak of hy in die visse maag is nie. Hy is veilig. Binne die storm, toe hy weggehardloop het, toe hy weggekruip het onder in die kanjei terwyl daar storm aan die gang was hy nie veilig nie. Moes hy die hele tyd oor sy skouer leef, het hy met die burden saamgeleef van ek is ongehoorsaam, ek loop weg, ek wil nie die roeping op my lewe hê nie. En niemand van ons hou daarvan om oor ons skouer kyk te leef nie. En in die visse maag ontdek Jona hy is veilig. Omdat hy verstaan, God is daar. Hy is in God se teenwoordigheid. Hy sê in vers 6, maar
U het aan my gedink, U het my gered, U het my gebed verhoor. Het jy dit al gebid? Was jy al op daai punt? Om te kon sê, U het aan my gedink, U het my gered, U het my gebed verhoor. En vir die eerste keer in 'n lang tyd soek en verlang Jona na God se teenwoordigheid. Onthou, toe God hom roep, toe hardloop hy weg en toe probeer hy so ver as moontlik wegkom van God af wat hom roep. Wil hy nie met God reken of met God werk of met God in God se teenwoordigheid wees. En nou sê hy 2 keer in vers 4 en in vers 7 sê hy maar ek begeer, ek wens, ek sal weer in die tempel wees. Onthou, vir die Jode was die tempel God se huis. Daar waar God is, as mense vir hulle vra, waar is God? Sê hulle, daar is God. Die Jode het geglo, ek gaan tempel toe om in God se teenwoordigheid te wees. En vir Jona was God daar in die visse maag by hom, in sy storm. Dit is soms die meest powerful ontdekking wat ons kan maak. Is daar in ons moeilikheid, is God. Hy sê in Jesaja 43, sê, as jy deur stormwaters moet gaan, is ek by jou. As jy deur vuur moet gaan, vlamme gaan nie brand nie, want ek is jou God, ek is by jou. Daar's nêrens op aarde waarin jy kan weghardloop en waar jy vir God kan wegkruip nie. Want God is daar. En dis my gebed ook met hierdie uitsending, met hierdie preek, met hierdie preek waarna ons luister, is dat ons die ontdekking moet maak, God is nou hier. Hy is daar by jou, hy is hier by my. En as jy môreoggend gaan opstaan, dan is God daar, en as jy werk toe ry, skool toe ry, as jy jou kinders skool toe vat, as jy by die huis gaan, God is daar. En dis amper die kernpunt van waaroor godsdienst in ons geloof gaan, is God se teenwoordigheid, is alles. Enige verwysing na die tempel in die Bybel vat altyd vir die Jode terug na God se verbond, want in God se verbond het hy vir hulle beloof, het hy vir hulle gesê, ek sal julle God wees. Ek sal vir julle toekoms gee, ek sal vir julle sorg, ek sal julle beskerm, ek sal by julle wees. Ek sal julle seën. So dis eintlik amper die hoogtepunt van ons geloof nou, hierdie oomblik. Want God is hier. En Jona ervaar vir die eerste keer dat hy welkom is. Dat hy kan terugkom. Net sy is, dat hy nie meer hoe weg te hardloop nie. Jakob maak dieselfde ontdekking in Genesis 28 as hy vir sy pa Jok, sy broer se eerstgebore reg steel en dan moet vlug vir sy lewe en dan raak hy moeg in die woestyn aan die slaap met sy kop op 'n klip en dan droom hy van 'n hemel wat oopbreek en 'n tempel, in 'n leer wat afkom met engele en God wat by hom kom staan. En as hy wakker word dan sê hy, ek het nie geweet God is hier nie. Ek het nie geweet hier is die poort na die hemel toe nie. Jona by dieselfde, hy sê ek sit in die visse maag en ek het nie besef God is hier nie. En wat het vir Jona oopgesluit het, is die kans wat hy gehad het om net te begin bid. Net om te connect met hierdie God. Vergeet eers van jou versoeke, vergeet eers van jou moeilikheid, vergeet eers van jou lang lysies waarmee jy na God toe kom. En raak net bewus, nou, van God wat daar is. Van God wat by jou is. Jona gaan aan, hy bid, hy sê in vers 8 en 9, hy sê, ek ken ander God is so nie, net hierdie God is so. Ek gaan nergens anders, by niemand anders, hierdie onvoorwaardelike liefde en genade kry nie. Daar is niemand wat vir my onvoorwaardelik omgee, soos hierdie God nie. En dan verstaan Jona, al wat hy het,
is 'n loflied. Nou wil ek sing. Al wat ek het is 'n offer, nou wil ek 'n offer bring. Hy sê, en nou wil ek gehoorsaam wees, nou gaan ek dit wat ek beloof het doen. Nou gaan ek my beloftes nakom, nou gaan ek gehoorsaam wees. Nie om vir God te wys hoe goed ek is, of om my verdiening my redding weer te probeer verdien nie. Nee, omdat hierdie God goed is, wil ek reg leef, wil ek gehoorsaam wees, want dit is op so 'n manier wat ek wys dat ek erns maak met God by my. So, ek weet nie waar is jy volgend nie. Ek weet nie of jy nog weghardloop, of jy wegkruip, of jy ongehoorsaam is, jy rug op God gekeer het. Ek weet, God gaan nie ophou om uit te reik na jou toe nie. God gaan nie ophou om na jou, vir jou met genade te hanteer, om vir jou onvoorwaardelik lief te wees, om jou terug te bring. Hy gaan nie ophou nie. Want hy is daar, nou, by jou. En dis hierdie teenwoordigheid van God, wat jou lewe en my lewe wil verander. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U 'n amazing God is. Dat U omgee en lief is vir ons. En maak nie saak wat ons verkeerd doen en waar ons wegkruip en weghardloop nie, dat U gaan aanhou om ons te soek en na ons toe uit te reik. Dat daar aan U liefde vir ons geen einde is nie, Here. En dankie dat ons mag terugkom. Dankie dat ons soos die verlore seun, Here, mag kom en huis toe kan kom. En dis wat ons wil wees en dis wat ons wil doen. Want daar is vir ons niks beter as om by U te wees nie. Amen. Julle het nou 'n kans om offer te bring. En julle sien al die opsies hier beskikbaar. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Mag die Here jou seën. Mag die Here tot jou redding verskyn. Mag die Here jou genadig wees. Mag die Here jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Mag jy vandag ervaar dat hierdie God van genade en liefde by jou is. Amen. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy my. Na waters waar daar rus is, lei hy my. Hy lawe my soekers en hy lei my op paaie van geregtigheid om sy naam ontwil. En al gaan ek deur die donker van doodskaduwee, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my, sal ek geen onheil vrees nie. Hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oë van my vyande.
Die Here is my herder, ek sal my